Amy staar na haar toetsvraestel. 'n groot rooi 2 uit 10 het na haar teruggestaar. Om haar fluister die ander kinders. Haar onderwyser het langs haar gekniel en sag gepraat, maar Amy het steeds soos 'n mislukking gevoel. Sy stap huis toe onder grys lig, haar kop na onder, die windkou teen haar gesig. Langs die paadjie het iets haar oog gevang, 'n klein voeltjie met 'n gebuigde vlerk wat swak chirp. Amy het dit saggies opgetel en in haar pink serp toegedraai. Terwyl sy na die voël gekyk het, toe terug na haar toetsvraestel, het iets in haar verander. Sy wou nie opgee nie. By die huis het Amy 'n sagte bed vir die voël in 'n skoenboks gemaak. Sy het dit vlerke genoem en elke dag daarna gesorg, dit gevoed, langs aangelees en gekyk hoe dit sterker word. Terwyl haar klasmaats hul hande in die klas opgesteek het Amy gereeld by die venster uitgestaar, haar gedagtes nog met Wings. Maar sterregaan het dinge begin verander. Sy het harder bestudeer, boeke geleen en haar bes probeer. Haar punte het begin klim, 5 uit 10, dan meer. Sy was nie meer alleen nie. 'n Klasmaat het haar gehelp om te studeer. Amy staan langer, glimlag meer. Terwyl Wings begin klap en huppel, voel Amy hoe sy ook verander. Die dag toe Amy 8 uit 10 op haar toets gekry het sy gestraal van trots. Later het sy buite gestaan met Wings in haar hande. Dit het sy vlerke geklap en in die lug opgestyg. Amy K. Griekse IK met 'n glimlag wat gelukkig en 'n bietjie hartseer was. Daardie A en D het sy in haar joernaal geskryf. Dankie Wings. Jy Griekse Y het my ook gehelp om te vlieg. Nou help Amy ander, in die tuin, in die klas, waar sy ook al kan. Sy is sterker, wyser en vol hoop Wings. Want soms help genesing van iemand anders jou ook. Bye. Ons hoop jy Griekse Y geniet ons storie.